Goeiedag almal en baie welkom by hierdie Sondag-aand uitsending. Jy weet, die wêreld is werklik besig om in die verkeerde rigting te beweeg. Ons lees daagliks van dinge soos opstande, diefstal, stakings, geweld, moord, roof ensovoorts. Maar die wyse hoe ons hierop reageer, dit kan ons maklik in 'n gevangenis van omstandighede dompel. Die algemene vraag op al hierdie dinge is, as dit so aangaan, waar gaan alles eindig? Ons kan baie vrae vra en ons kan lank debatteer en opinies lig oor al hierdie dinge waar alles gaan eindig, maar dit is egter nie die belangrikste vraag om nou te vra nie. Daar is een uiters belangrike en ongemaklike vraag wat elkeen van ons moet beantwoord. Hierdie belangrike en ongemaklike vraag wat ons onsself moet vra en wat ons moet beantwoord is, te midde van al die dinge wat gebeur, waar gaan ek eindig? Kom ons hou op wonder. Kom ons hou op debatteer en ons opinies lig. En kom ons raak stil voor die aangesig van die Here en vra hierdie vraag vir onsself. Waar gaan ek eindig? 2 Korintiërs 3 vers 15 sê die woord van die Here, ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef. Of is jy nie seker van jouself dat Christus Jesus in jou is nie? Hierdie woord ondersoek is die Griekse woord peirazo, wat dui op 'n intensiewe ondersoek om die waarheid ten opsigte van iets uit te lig, om die kwaliteit van iets te bepaal, om enige defekte uit te wys. Wat die Here eintlik hier vir elkeen van ons sê is, word eers stil en peirazo. Ondersoek jouself intensief om die waarheid ten opsigte van jou geloof uit te lig. Jy moet weet wat die kwaliteit van jou geloof werklik is. Ondersoek jouself en maak seker daar is geen defekte in jou geloof nie. Die proses van peirazo ondersoek is noodsaaklik, want indien dit deeglik gedoen word, dan word die suksesvolle aanwending daarvan gewaarborg. Met ander woorde, hoe bruikbaar en kosbaar kan jy eintlik vir die Here wees? 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef. Nou hierdie uitdrukking, stel jouself op die proef, is die woord dokimazo in Grieks, wat dui op iets wat betroubaar en aanvaarbaar bevind is. Met ander woorde, dit is ondersoek en dit is betroubaar en aanvaarbaar bevind. Domikazo dui op die siel van goedkeuring wat daarop geplaas word. Nou kom ons kyk na 'n paar praktiese skrifte wat hierdie proses peirazo, toets jouself, ondersoek jouself en dokimazo, stel jouself op die proef, duidelik beklemtoon, vind ons eerstens in Matteus 12 vers 34. Luister hierna. Want uit die oorvloed van die hart, peirazo, praat die mond. Dokimazo, Matteus 15 vers 19. Want uit die hart, peirazo, dis wat jy moet toets, kom daar slegte gedagtes. Met ander woorde, dit wat jy sê, dokimazo, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Kan jy sien, ons moet ons toets, ons harte, ons emosies, wat bring dit na vore? Dokimazo, wat is die siel van aanvaarding wat op ons geplaas word? Matteus 17 vers 20, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, peirazo, toets jou geloof, sal julle vir hierdie berg sê, stel jouself op die proef, dokimazo, gaan weg hiervandaan daarna toe en hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. En dan Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart, peirazo, toets jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge, die peirazo van die lewe. Met ander woorde, jou dokimazo, dit wat jy doen, kom daaruit voort. Josua 1 vers 7 tot 8, wees baie sterk en vol moed, sê die Here vir Josua, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses jou beveel het. Peirazo, toets jouself, is jy gehoorsaam? Wyk daarvan nie af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Met ander woorde, jy stel jouself op die proef, die dinge wat jy doen, dokimazo.
Dit mag nie uit jou mond wyk nie, gaan die Here voort. Bepeins dit dag en nag by ratsou. Toets aan die dinge wat jy aan dink en wat jy in jou gedagtes rondrol, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Dokimatso, stel dit in die bedryf, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Kan jy sien, dit help nie net om te praat en te debatteer oor dinge wat ons sien en hoor en self dinge wat met ons gebeur nie. Ons moet onsself toets en een van die toetse is, by ratso, het ek die volle wapenrusting van God aan. Wat die Here sê, trek die volle wapenrusting van God aan. En dan met die wapenrusting aan, kan ek op die proef gestel word. Dokimatsu, as hierdie aanvalle op my lewe kom, as Satan my tot struikeling wil bring, dokimatsu, ek sal staande bly teen die liste van die duiwel. Nou kan ons uitroep en sê, ek het myself ondersoek by ratsou. Ek het my beklee met die volle wapenrusting van God. En nou, dokimatsu, die siel van goedkeuring is op my, want ek sal staande bly. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.